vreemde beginsel in die geskiedenis. Die klein detail is dikwels die een wat die waarheid verraai. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stories nie hoor, dieper kyk en saam ontdek hoe Jesus vandag werk. Nou wanneer mense stories uitdink, maak hulle dit gewoonlik netjies. Helde tree heroïes op, die verhaal vloei logies, alles pas mooi by mekaar. Maar wanneer mense 'n ware gebeurtenis beskryf, gebeur iets anders. Dan kry jy die klein vreemde besonderhede, die tipe detail wat niemand eintlik sou uitgedink het nie. 'n Onhandige oomblik, 'n onverwagte reaksie, 'n klein detail wat eintlik nie nodig is vir die storie nie. Historiese weet, dit is dikwels waar die waarheid lê. Neem byvoorbeeld die evangelies. As jy 'n nuwe godsdiens wou begin in die 1ste eeu, sou jy waarskynlik jou storie baie strategies bou. Jou held sou sterk lyk, jou volgelinge sou geloofwaardig wees, jou boodskap sou helder en dramaties wees. Maar dit is nie wat ons kry nie. Ons kry disippels wat bang is, ons kry mense wat twyfel, ons kry 'n Messias wat ly, en dan kry ons iets wat nog vreemder is. Klein, amper alledaagse detail wat eintlik nie nodig is vir die storie nie. En dit bring ons by 'n interessante Bybelvers wat baie mense miskyk. Byvoorbeeld, in Johannes 21 vers 9 staan daar: toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand met vis daarop en brood. Dis dit. Nie 'n dramatiese toneel nie, nie 'n teologiese verklaring nie, net gewoon ontbyt. Maar hier is die vraag: hoekom sou iemand so 'n detail insluit? Want die waarheid werk anders as propaganda. Ware herinneringe bevat gewone oomblikke. Dit is soos wanneer iemand vir jou 'n storie vertel oor 'n belangrike dag in hulle lewe. Hulle onthou nie net die groot gebeurtenis nie, hulle onthou ook die reuk van die koffie, die geluid van 'n deur, die weer daardie oggend. Die klein detail wys dat iemand daar was, en dit is presies hoe die evangelies werk. Hulle vertel nie net 'n teologie nie, hulle vertel herinneringe. Die eerste Christene het nie probeer om 'n perfekte storie te skryf nie. Hulle het probeer om te verduidelik wat hulle gesien het. En daardie soort geloof, 'n geloof wat gewortel is in werklike gebeurtenisse, is baie anders as 'n geloof wat net op idees bou. Idees inspireer mense vir 'n oomblik, maar gebeurtenisse verander mense vir 'n leeftyd. En dit is waarom die Christelike geloof nog altyd meer was as 'n stel beginsels. Dit is 'n storie van iets wat gebeur het, iets wat mense gesien, gehoor en ervaar het. En wanneer geloof begin by iets wat werklik gebeur het, verander dit hoe jy leef. Nou dit verander hoe jy werk, hoe jy liefhet, hoe jy na jou bure kyk. Dit is presies wat ons as gemeente probeer wees. Nie net mense met goeie idees oor geloof nie, maar 'n nommer 1 netwerk vir jou lewe. 'n Gemeenskap waar geloof sigbaar word in die gewone detail van elke dag. Die huis, die werk en in die plekke daar waar ons speel. Want soms begin die grootste veranderinge in die wêreld nie met groot toesprake nie, maar met klein detail. In die meeste van ons lewens wag ons vir groot dramatiese oomblikke voordat ons glo God werk. Maar baie keer werk God juis in die klein detail van die gewone dag, 'n gesprek, 'n uitnodiging, 'n oomblik waar iemand vir jou omgee. Nou, hierdie week of vandag, begin doelbewus let op die klein dinge. Waar sien jy God se hand in die gewone ritme van jou lewe? By die huis, by die werk of tussen vriende? Groot geloof begin dikwels wanneer ons leer om God in klein oomblikke raak te sien. Tot môre, mooi loop.